Wanneer 2-chlorobutaan sterk verhit word in die teenwoordigheid van gekonsentreerde natriumhidroksied, is die hoofproduk wat gevorm word, die korrekte antwoord, B, but-2-1. Daar is 2 reaksies waar sterk basisse betrokke is in die graad 12 syllabus, en beide het te doen met haloalkane. Dehydrohalogenering, dis waarna ons kyk in hierdie vraag, is waar 'n haloalkaan gebruik word as reaktans en dan vorm daar 'n alkeen as 'n hoofproduk. Die ander reaksie waar 'n sterk basis ook betrokke is, maar wat nie in hierdie vraag voorkom nie, is hidroliese. Daar gebruik ons weer eens 'n haloalkaan en dan vorm ons 'n alkohol. Ons begin met 2-chlorobutaan. Dit is 'n versadigde haloalkaan. Hoekom is dit versadig? Want daar is slegs enkelbindings tussen die koolstofatome. En ons chlooratoom is op die tweede koolstof. Ons voeg hierby gekonsentreerde natriumhidroksied. Nou let daarop, dit moet gekonsentreerd wees. En daarom gebruik ons etanol eerder as water as die oplosmiddel. As ons verdunde natriumhidroksied sou gebruik het, dan sou dehydrohalogenering nie plaasgevind het nie. Daardie teenwoordigheid van water met die verdunning sou gelei het tot die hidroliese reaksie en dan sou ons produk 'n alkohol gewees het. Onthou ook, hierdie reaksie vind plaas onder sterk verhitting. Ons gebruik dikwels reflux in hierdie geval om die verlies aan chemikalieë weens verdamping te voorkom. Hier het ons 2-chlorobutaan en die reaksie vind nou plaas in die teenwoordigheid van gekonsentreerde natriumhidroksied. Daai chlooratoom gaan verwyder word en dit gaan bind met die natrium. So dan vorm daar as byproduk natriumkloried. As jy kaliumhidroksied gebruik het, dan sou dit kaliumkloried gewees het. As dit lithiumhidroksied was, dan het lithiumkloried gevorm as byproduk. Goed, nou daai hidroksied gaan nou bind met 'n waterstofatoom om water te vorm. So die vraag is nou, watter waterstofatoom gaan verwyder word? En nou moet ons dink aan Zaitsev se reël. So hierdie koolstof waaraan die chloor gebind is, ons moet kyk na sy bure. So of die koolstof links, met ander woorde koolstof 1, of die koolstof regs, met ander woorde koolstof 3. Volgens Zaitsev vat ons 'n waterstof weg waar die minste waterstowwe is. So koolstof 1 het ons 1, 2, 3 waterstowwe en op koolstof 3 het ons 1, 2 waterstowwe. Met ander woorde, ons gaan een van hierdie waterstowwe verwyder en dan kan jy duidelik sien die dubbelbinding gaan vorm tussen koolstof 2 en koolstof 3. En gevolglik is die hoofproduk wat vorm but-2-1. But-1-1 sal ook vorm, maar dit is die neuweproduk. Die hoofproduk is but-2-1.